Gemeente, net soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons so saam as geloofsfamilie. Almagtige God, Here, U is die een wat vir ons kan intree in plekke waar ons nie altyd self kan wees of kan staan nie. U is die een wat vir ons rigting gee, wysheid en leiding. U is die een wat die uitnodiging gerig het, dat as ons dors het, dat ons by U kan stop. Dat as ons honger het, dat ons by U kan kom rus. Dat wanneer ons moeg is, ons by U kan herlaai. En dat wanneer ons raad op is, U vir ons hoop het. En so vanoggend, Here, wanneer ons hierdie woorde lees, vra ons dat dit nie net woorde op papier sal wees nie, dat dit nie net nog 'n verhaal of nog 'n teks sal wees nie, maar spreek tot ons wese daarmee. Sit in ons harte en in ons gees die waarheid en die wysheid wat U vanoggend met ons wil deel. En maak hierdie woord vir ons lewend. Mag hierdie woord vanoggend in ons harte wortel skiet. Mag dit vrug dra in ons lewens en mag dit die impak hê in ons gemeente en in ons gemeenskap, wat U van die begin af in gedagte gehad het. Here, wanneer ons hierdie bid, weet ons dat dit alleen uit genade is en nie uit verdienste nie. Aan U kom al die eer toe. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Kolossense 1 en ons gaan van vers 13 tot 20 lees. Julle sal nou onthou, ons is eintlik nog besig met 'n preekreeks. Vandag is die tweede gedeelte van daai preekreeks. En dit is 'n preekreeks wat nie noodwendig 'n titel het nie. Die uitnodiging staan nog steeds. As jy 'n kreatiewe naam het of 'n kreatiewe titel het vir hierdie preekreeks, laat my weet. En natuurlik vir die wat die preek hierna kyk, as jy in die YouTube kommentaarblokkie 'n voorstel het, sit dit gerus in. Maar die gedagte agter hierdie preekreeks is dat ons kyk na aspekte wat belangrik is vir ons as gemeente om relevant te wees in ons gemeenskap. En die eerste ding waarna ons gekyk het verlede Sondag is om te sê, dis nie net goed genoeg om Jesus se moraliteit na te volg nie, ons moet assosieer, ons moet identifiseer met Jesus se lewe, wat 'n totaal ander manier was van leef en dink oor die wêreld en oor mense rondom ons. Vandag kyk ons na die verskil tussen die fisiese en die geestelike. Want in baie gevalle maak ons onderskeid tussen die fisiese en die geestelike, en in baie gevalle is ons ook geneig om een van die twee te kies. 'n roete te kies tussen een van hierdie twee. En die uitvloei daarvan is klein bietjie katastrofies. As jy dink daaraan wanneer ons net die fisiese kies, wat ons gewoonlik doen, omdat dit iets is wat jy kan vat en sien en voel en proe en dan vashou, dan is ons besig om 'n oppervlakkige geloof te leef, waar jy probeer die beste doen wat jy moontlik kan, en weer eens hak ons dan net vas op die moraliteit van geloof. Hoe om 'n nice mens te wees, maar die diepte is nie noodwendig daar nie. En dan vang ons onsself in dieselfde strikke, dieselfde moedeloosheid wat die wêreld tref ons. Dieselfde hopeloosheid wat die wêreld om ons tref ons, want al wat ons kan sien is die fisiese. En om net in die geestelike vas te hak, dit mis so 'n bietjie die punt. Dit beteken, alles kan wonderlik wees en alles kan fantasties wees en ek het 'n wonderlike verhouding met God, maar nêrens in my lewe of in my gemeenskap word dit gesien nie en nêrens is daar regtig 'n uitvloei daarvan nie. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons verstaan watter aspekte van ons lewens is dan nou eintlik die fisiese en watter is die geestelike, hoekom ons nie tussen hierdie twee kan onderskei nie en hoekom hulle so op mekaar inspeel. Die teks wat ons vanoggend gaan lees mag dalk so 'n bietjie abstrakt klink, maar volg fyn, en dan sal ons so 'n bietjie van 'n opsomming oor hom gee. Die teks uit Kolossense 1 van vers 13 tot 20, dit sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles
in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te wees en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees net tot sover. So, die essensie van hierdie teks, so abstrakt soos wat dit kan klink, is die teks eintlik besig om dit te sê. Die teks vertel hoe ons weggeruk is uit duisternis en hoe ons onder Christus verlossing het. Maar dan vertel dit so klein bietjie van wie hierdie Christus is. En dit vertel 'n ander prentjie as wat ons dalk in ons menslike idee daarvan het. Want wanneer ons dink aan Jesus, dan dink ons aan die man wat gebore is meer as 2000 jaar gelede. As 'n klein babietjie in die wêreld ingekom het en die vergestalting van God op aarde was. Jesus, die mens, die menslike vorm, die vleeslike vorm, dit het eers gebeur in 'n tydperk. Maar hierdie teks maak dit baie duidelik dat geestelik was dit nog altyd die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Seun het nie opgedaag vir die eerste keer 2000 jaar gelede nie. Dit was net die oomblik waar God vlees geword het. Voor die skepping, was dit Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie Triniteit, hierdie pakkie. Dat Christus, die Seun, nog altyd daar was. Dat alles deur hom geskep was, en dat alles vir hom geskep was. Dat hy voor die skepping daar is, tydens die skepping daar is, en nou ook na die skepping, alles in stand hou. En hoekom is hierdie belangrik? Hierdie is belangrik omdat ons 'n pakkie sien van God, hierdie Triniteit, en dat hierdie Triniteit, hierdie Christus, mens word tussen ons. Met ander woorde, God, wat mens word tussen ons. En dan gaan die teks verder en sê die doel van hierdie menswording, van Jesus wat tussen ons kom leef en werk het, was om vir ons te wys wat ons nie kan sien nie. Om vir ons God te wys wat ons andersins nie kan sien nie. En julle sal onthou, Jesus het ook vir sy disippels gesê, toe sy disippels vra, Here, wys ons die Vader, toe sê Jesus vir hulle, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Dit was die doel van een van hierdie Triniteit, wat kom mens word tussen ons. Die volheid van God, in essensie, kom mens word tussen ons. En saam met hierdie menswording, het ons natuurlik hierdie einddoel. Dat alles wat geskep is, versoen word met God, in vrede leef met God, of dalk 'n ander term daarvoor sou wees, om in 'n goeie posisie, of in 'n goeie stand met God te wees. Dat jou saak reg is met God. Dis die einddoel. Dis die mikpunt van Jesus. Dit was die rede vir die kruisiging en dit is die rede vir die offer wat gebring is. So hierdie teks vertel vir ons dat daar baie meer aangaan as net die persoon Jesus wat ons raak sien. Dat wanneer ons na Jesus kyk, dat ons moet besef, hierdie Jesus, alhoewel nie voorheen in vlees nie, was nog altyd daar. Was nog voor die skepping daar, was tydens die skepping daar en sal nog altyd wees. En dat alles wat om ons is in stand gehou word deur hom. Dis belangrik omdat hierdie juiste illustrasie is van hoe dit wat ons sien net 'n fraksie is van die waarheid. Net 'n fraksie is van realiteit. Want ons kan so maklik die fisiese so ophelder dat ons dink dis al wat daar is. Wat dit uitdagend maak dalk in ons tyd is dat ons in baie gevalle 'n vreeslike wetenskaplike benadering het tot alles. Wat gemaak het dat ons ook die onderskeid maak, nee, jy het 'n keuse tussen geloof en wetenskap. En hierdie is nie veronderstel om enigstens die geval te wees nie. As ons die vraag vra in die wêreld rondom ons, hoe gebeur iets? Dan kyk ons na wetenskap. En wetenskap het besonderse maniere om vir ons te vertel hoe werk biologie, molekules, atome en dis meer. Dit word eintlik die meganika van hoe God alles geskep het. Maar as ons die vraag vra, hoekom? Dan gaan dit oor die geestelike. En so,
kom ons maak net gou vinnige onderskeid. Met hierdie teks in gedagte, 'n teks wat vir ons sê, daar's baie meer as wat jy raak sien hier voor jou, en dat wanneer ons op 'n manier iets van God en die onsienlike en die goed wat vir ons dalk onduidelik is, wil sien, dan kyk ons na Jesus. Wat is die fisiese? Wel, die fisiese is die maklike deel. Die fisiese is dit wat ek kan vat, sien, hoor, proe, ruik. Die fisiese is redelik eenvoudig. Dis nie goed om ons. Dis die stoel waarop jy sit. Dis die persoon se hand wat jy langs jou kan vashou. Dis die bord kos wat jy hierna gaan eet, of die koffie waarna jy uitsien, en die stukkie koek wat jy nou uitsien na hierdie diens. Dis die bed waarop jy lê, dis die huis waarin jy bly, dis die natuur wat jy om jou sien. Dis jou werk waarheen jy elke dag gaan. Dis die goed wat ons kan sien, vat, proe, hoor en ruik. Met ons sintuie, met ander woorde, beleef, met jou lyf kan voel en ervaar. En die fisiese is vir ons 'n verskriklike realiteit, juis omdat ons dit met ons sintuie kan inneem, en dis hoekom ons ook altyd so groot ding maak oor die fisiese. Maar die fisiese is net een aspek daarvan. Die geestelike is dalk bietjie iets meer abstrak. En omdat dit abstrak is, en dis nie iets wat ons noodwendig kan sien, of kan ruik, of met ons sintuie kan inneem nie, omdat dit iets anders is, anders as wat ons ken, het ons metafore daarvoor nodig. Die metafore wat in die Bybel daarvoor gebruik word, is ruach. Die Hebreëse woord ruach. Nou, ruach is baie interessant, want ruach beteken wind, of asem. Dit word in beide kontekste gebruik. As die wind waai, is dit 'n ruach wat waai. Maar dit het ook die koppeling met asem, lewe en gees. En dink gou vir 'n oomblik mooi, as in Genesis daar gepraat word van God se gees wat oor die waters gesweef het, dan is dit God se ruach, God se asem wat oor die waters gesweef het. En dieselfde as ons praat oor mense en diere, solank as wat jy leef, het jy asem, ruach, gees. Maar die oomblik wanneer jy sterf en jy blaas dit uit, dan het jy nie meer gees nie, jy het nie meer asem nie, jy het nie meer ruach nie. En so, wind, asem, was gebruik om op 'n manier die geestelike te beskryf, dit wat vir ons lewe gee, dit wat ons nie anders kan sien nie. Maar wat besonder is aan wind, as jy bietjie daaraan dink, is alhoewel jy nie wind fisies kan sien nie, jy kan nie wind proe nie, jy kan nie wind ruik nie, kan jy wel die effek van dit sien. Jy kan sien as wind deur blare beweeg, en op so 'n manier sê ons kan die wind sien kom. Maar die wind is nie iets wat ons kan sien nie, dis die effek van die wind wat ons kan sien. Of 'n reuk wat wind aanbring. Dis nie hoe wind ruik nie, dis slegs 'n reuk wat wind saam dra. Of die gevoel op jou vel en die temperatuur, dis nie wind self nie, dis die effek van die beweging van wind. En so hier's waar dit interessant raak. Die Bybel maak dit baie duidelik dat alles het 'n geestelike oorsprong. Want dit het begin by hierdie asem van God. Alles wat om ons geskep is geskep deur hierdie asem van God. Dit het 'n geestelike oorsprong. En alhoewel ons nie die geestelike kan sien altyd nie, kan ons altyd die effek van die geestelike sien. So met ander woorde, as ek en jy dan in ons konteks wil vra, as my fisiese, my lyf is, my bord kos, die kansel, die stoele waarop ons sit, wat is dan die geestelike? Om dit dalk die maklikste op te som, en hoor baie mooi, hierdie opsomming gaan tekort skiet in 'n klomp opsigte. Maar om dit dalk so eenvoudig as moontlik te maak, kan ons sê, die geestelike in ons lewe is my intensie, of my bedoeling, of my motivering agter 'n saak. En hier is hoekom ek so sê. So ons intensie en ons bedoeling kan of goed of sleg wees. Net soos wat die fisiese in ons lewe goed en sleg kan wees, en die geestelike in ons lewe goed en sleg kan wees. Dis eintlik 'n redelike eenvoudige skeiding. Dis of vir God of dis teen God. Dit het of God in die kern daarvan, of dit het myself in die kern daarvan. Dis eintlik die onderskeid.
So wanneer ek praat oor my intensie, my bedoeling, dan kan ek vir iemand die mooiste woorde sê. Ek kan vir hulle sê hulle is wonderlik. Ek kan vir hulle sê wat hulle doen is fenomenaal. En die vraag daar agter sou wees, wat is my intensie? Sien, dit wat ek fisies doen, dis een ding. Maar wanneer ek met die intensie kom om op een of ander manier iets by hierdie persoon te kry, en dis hoekom ek hulle prys en loof en hulle heuning om die mond smeer, dan is God nie in die kern daarvan nie. My selfsug, my eie ek is in die kern daarvan. En dit is gewoonlik wanneer ons as mense mekaar begin gebruik of seermaak of skade doen. Want weer eens, dis nie iets wat God as kern sit nie. Maar wanneer ek hierdie selfde woorde aan iemand spreek, nog steeds heuning om die mond smeer, maar my bedoeling is om regtig my dank teenoor daardie persoon uit te spreek, dan word die intensie, die bedoeling is anders. Die fisies, dit wat ek fisies doen is nog steeds dieselfde, maar dit word gestuur deur die geestelike. Dit wat ek nie kan sien nie, maar dit wat in die hartjie daarvan lê. Die rede hoekom ek hierdie noem, is omdat ons in ons geestelike lewens baie keer op die verkeerde plek begin. Ons het nou gehoor, ons het nodig om te identifiseer met Jesus se lewe, nie net met die morele aspek daarvan nie. Ons wil nie as gelowiges net 'n nice mens wees nie. As gelowiges wil ons 'n verskil kan maak. Ons wil genesing bring waar daar genesing nodig is. Ons wil die geur van Christus in die wêreld uitbring. Maar as ek dit gaan probeer begin op die fisiese, dan is ek besig om hierdie som van die verkeerde kant af te werk. Dis is om 'n koek te wil bak en dan het ek klaar die koek en dan wil ek met 'n volledige koek probeer 'n koek bak. Dit kan nie. Om 'n koek te kan bak, moet ek begin by die begin en dis juist die oorsprong daarvan. Om my leefwyse te verander, om in lyn te kom met God se wil, is dit nodig dat ek begin by die geestelike, nie by die fisiese nie. So dit gaan nie net daaroor om bietjie beter lief te hê nie. Bietjie harder te probeer om te vergewe nie. 'n klein bietjie meer moeite te doen om mense te aanvaar nie. Dit gaan daaroor dat ek eers my hart in lyn kry met God se wil. Dat my intensie, my bedoeling, my motivering in lyn is met dit wat vir God belangrik is. So wanneer hierdie geestelike fokus reg is, dan vloei die fisiese daaruit. Dan outomaties die woorde wat ek sou spreek teenoor iemand van dankbaarheid, kom uit 'n baie dieper plek as net dit wat ek op die ou end daaruit kan kry. En hierdie is nou 'n baie eenvoudige voorbeeld. Jy kan dit toepas in jou lewe waar ook al dit vir jou op die oomblik relevant is. Die beginsel is egter, ons moet by die geestelike begin, want dit is die geestelike wat al hierdie onderbou. Voordat al die wêreld en alles om ons geskep is, het ons God en die Triniteit. En dis deur God se gees, God se asem en dit wat God sê, wat alles rondom ons geskep is. Dis die begin, dis die onderbou daarvan. So as ek en jy by die fisiese kant van ons geloof probeer begin, dan is ons besig om te veg en al wat jy gaan probeer doen is om 'n bietjie aanpassings in jou lewe te maak. Waar die verskil is wanneer ons by die geestelike aspek begin. So hoe begin ek dan by die geestelike aspek? Hoe lyk dit? Wel dit beteken dat my intensie, my motivering, my bedoeling moet begin by wat vir God belangrik is. Dis my eerste vraag, dis my fokus. So voordat ek enigiets anders doen, voordat ek probeer om meer Bybel te lees of meer erediens by te woon of op 'n ander manier my werk aan te pak en met my kollegas te werk, voordat ek daarmee begin ek eers met, Here, wat is vir U belangrik? Leer my wat is vir U belangrik. Ek pak met ander woorde my eie selfsug, my eie behoefte, dit wat ek dink is nodig, dit wat ek dink is belangrik, pak ek weg. Want dit is nie, dankie, dit is nie van toepassing nou en hier nie. Wat op die ouend nodig is dat ek myself eers afvra, nie wat vir my belangrik is nie, maar wat is vir God belangrik? Wat is vir God prioriteit? Wat is vir God die fokus? En wanneer ek dit in ag neem en ek hou dit in fokus, dan beteken dit gaan maak dat ek meer Bybel lees, nie met die doel om net meer Bybel te lees nie, maar omdat ek wil verstaan wat is vir God belangrik.
In gemeenskap tussen mense, dan deel ek met gelowiges juis om uit te vind, wat is vir God hier belangrik? Hoor julle dat die fokus geskuif het? Die geestelike aspek met ander woorde hier is goed. En wel, dit gaan oor 'n bedoeling waar God die kern is. Want wat vir God belangrik word dan vir my ook belangrik. En die uitvloei hiervan is anders. Want wanneer ek die mense om my benader, of by my werk instap, of met die mense in my gemeenskap werk, wanneer ek met kliënte te doen het, of met vriende te doen het, of met familie te doen het, wanneer ek op skool met vriende of klasmaats te doen het, en my fokus is dit wat vir God belangrik is, dan beteken dit ek gaan hierdie persoon anders benader. Dit beteken my gesprek gaan anders lyk. Die gesprek rondom 'n braaivleisvuur of tussen familie. Dit beteken dat dit waarheen ek werk, in my werk of in my beroep of in my besigheid, lyk anders. En dit is nie omdat ek dit eers wou verander nie. Dit is nie omdat ek eers probeer 'n verskil maak het by die werk nie, of omdat ek eers probeer meer vriendelike persoon wees nie, of omdat ek eers meer 'n besigheid bou wat God probeer eer nie. Dis omdat ek begin het by die geestelike aspek, dat my wil, my intensie, my bedoeling, my motivering in lyn kom met dit wat belangrik is vir God. En die uitvloei daarvan is iets so natuurlik. Want die fisiese volg die geestelike. Net soos wat die fisiese nie op sy eie bestaan het nie, maar bestaan het deur dit wat God gespreek het, en deur God se geesbeweging, op dieselfde manier volg ons lewe dan in lyn. Maar hierdie is die enigste manier hoe ons as gelowiges werklik 'n impak kan hê, hoe ons as gemeente 'n impak kan hê op ons gemeenskap. Sonder dit, om net te probeer aan die fisiese kant 'n verskil maak, dit beteken, ons gaan nie eenvoudig probeer net meer help. Ons gaan probeer net meer ondersteun, ons gaan probeer meer hoop gee, en op die ouend gaan ons ook moeg raak, omdat die geestelike onderbou nie daar is nie. En so gemeente, die uitnodiging hierdie week is eintlik baie eenvoudig. Dit is niks anders as om alles wat anders belangrik sou wees, weg te pak en te vra, wat is vir God belangrik nie? Begin daar. En doen wat jy nodig het om uit te vind en seker te maak, wat is vir God belangrik? En hoe meer jy dit najaag, dit wat vir God belangrik is, hoe meer jy God se wil op so 'n manier bly soek, hoe meer gaan jy sien hoe die Gees die gapings vul. God se Gees, leiding en wysheid gee. Gaan jy sien hoe jou optrede en die manier hoe jy goed aanpak anders gaan lyk. Vir geen ander rede is omdat hierdie geestelike besig is om die fisiese te bepaal. Ons kan nie hierdie twee skei nie. Dis een en dieselfde. Maar ons het so nodig om te verstaan dat dit die geestelike is wat op die fisiese inwerk en nie andersom nie. Ons probeer nie eers vriendelike mense wees nie. Ons probeer eers God se wil najaag. En die resultaat van om God se wil te soek en najaag is 'n natuurlike vriendelikheid. Want ek kan nie anders as om vriendelik te wees wanneer ek in die teenwoordigheid is van 'n God wat met my so oorweldigend vriendelik is nie. Gemeente, onthou dat ons bediening, ons geloofuitlewing nie stop in hierdie gebou nie. En dis hoekom dit so belangrik is. Wanneer ons in die gemeenskap is, dis eintlik waar ons kerk is. Hierdie is 'n gemaklike byeenkoms. Dis lekker om by mekaar te wees, dis lekker om geloofsfamilie te sien, dis lekker om tyd saam te spandeer, dis lekker om God saam te aanbid en dis lekker om saam te kuier. Hierdie is die begin. Daar buite het ons nodig om dit uit te leef. En ons kan nie dit doen as God se wil en dit wat vir God belangrik is, nie in die kern is van my intensie, my motivering en my bedoeling met alles wat ek aanpak nie. Amen. Is nie teen vlees en bloed nie. Dan is die fokus juis hier. Wanneer ons aanpassings maak, wanneer daar goed is wat ons takel, mag ons by gebed begin. Ons is mos geneig om soms eers in moeilike omstandighede te probeer kyk, wat is die uitkoms en die oplossings, en ons probeer planne maak, en hoe meer ons sien dat ons planne dalk nie heeltemal mag werk nie, dan begin ons bid en sê, Here, asseblief help en gee raad en wysheid. Kan ons begin by die gebed?
In plaas van om te eindig met dit, kan ons begin en sê, Here, U wil, dit wat vir U belangrik is. En kyk bietjie hoe val al die res in plek. Gemeente, mag die God wat altyd met ons is, Jesus wat vir ons die voorbeeld was van die Vader se wese, en die Heilige Gees wat ons lei in waarheid en wysheid, met ons elkeen wees, elke dag. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons wil ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.